Daar's hy. Welkom. 2025. Baie van ons het nie gedink ons gaan 2000 sien nie, né? Onthou jy? Toe 2000 kom, dis dit is die einde, hier is dit alles verby. En is nou 25 jaar later. En is 25 jaar nader aan die wederkoms van Jesus Christus. En jy sal moet miskien kom help hier vir my blom. Ek lyk nie meer so mooi soos wat ek was. Ek is terug. So 2025, ek glo nie altyd en ek moet mooi kies. Dat elke jaar glo ek nie die Here het 'n spesifieke woord vir die jaar nie. Hy het dalk. Maar ek glo meer in seisoene. Die seisoene waarin ons beweeg en die seisoen is veral nou dat ons nader kom aan die wederkoms van Jesus. Verstaan ek en jy, hy kom vir 'n bruid wat vlekkeloos is. 'n Bruid wat triomfantlik is. Op die oomblik as ek na die bruid kyk in die fisies, lyk dit nie vir my of die bruid reg is vir die koms van die bruidegom nie. En daar's werk wat ons moet doen. En om ons reg te kry vir die bruilofsfees of vir die bruidegom wat kom, glo ek ons gaan in 'n tyd van God se heiligheid in. Waar ons moet heilig wees want hy is heilig. Dis die seisoen waarin ek glo ons in beweeg of ingaan en so ons gaan baie hierdie jaar wat voor lê praat oor heiligheid, die heiligheid van God, wat dit vir my en vir jou beteken vir ons lewe, wat die uitnodiging is van hoe ons lewe moet lyk as volgelinge van Jesus Christus. En dit gaan nie neerkom op werke nie. Ek wil nie met bekommerd raak oor ek gaan nie kerk toe kom nie want hy gaan vir my sê ek moet die los en die los en die los. Die Here gaan jou help om te los wat jy moet los. Maar hy gaan ons reg kry vir die wederkoms van sy seun wat sy bruid gaan kom haal. En ek en jy gaan vlekkeloos wees en ons gaan reg wees om die bruidegom te ontmoet. Dis die seisoen waar ek ingaan. Vir 2025 vra ek altyd die Here vir my lewe. Wat sien hy? Wat dink ek? Wat sien ek in die gees? Wat lê voor? En vanmôre wil ek net 'n paar gedagtes met u deel oor wat ek glo die Here vir my gesê het. Nou, u kan dit vat, u kan dit los. Dit maak nie aan my regtig saak nie. Glo ek dis 'n woord vir almal. Ek dink dit is. Ek vra die Here. Hy praat met my. Hy sê vir my op die sagste maniere en lei hy my in sy woord en dit wat ek glo hy vir ons het. So vanmôre wil ek 'n paar gedeeltes met u deel en net miskien 'n paar punte vir u uitlig wat u sal help vir 2025, wat ons verwag, hoekom ek dit verwag en wat ek glo die Here vir ons sal doen. En toe ek voorberei het ek geglo die Here het my gevat na hierdie skrif toe en as jy 'n Bybel het of 'n app of 'n foon of wat ook al kan jy saamlees, anders kan jy net na my luister. En dit word gevind in 2 Konings, hoofstuk 13, vers 18. Ek gaan nie lank hou vandag nie, maar 'n paar gedagtes uit daai gedeelte uit. En toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe. Interessant, né? Vir ons wat glo van genesing, totale genesing, siekte nie tot die dood nie. Hier vind ons iets interessant. En ek wil hê jy moet kyk uit wat se verbond dit uitkom. Kom uit die ou verbond uit. Voor Jesus se sterwe en opstaan. Elisa was siek aan die siekte waarmee hy sou sterwe. Het Joas, die koning van Israel, afgekom na hom toe en oor hom geween en gesê: my vader, waar van Israel en sy ruiters? Waar van Israel en sy ruiters? So ons sien die koning van Israel kom na die profeet toe en hy spreek hierdie woorde, want die profeet het Israel gedra, hy was dit regtig hulle hy was regtig die een wat hulle gedra het in die gees. 2 boodskappe terug het ek met u gepraat oor, jy's die profeet van jou eie lewe. Ek het gepraat oor begeer geestelike gawes, veral dat jy mag profeteer, hoe belangrik profesie is uit jou mond uit oor jou lewe, oor jou familie, oor dit wat jy verwag van God vir 2025. Ons gaan vandag weer net dit raak
Dis baie, baie belangrik dat ek en jy verstaan hoe ons saam met God werk om dinge in die gees te beïnvloed, sodat dit wat in die gees beïnvloed word, manifesteer in die natuurlike. Dis wat jy wil doen. Dis maklik om te glo in die gees, maar hoe kry ek dit wat in die gees is, in die natuur? Hoe kry ek dit van dit wat ek in die gees sien, terwyl dit in die gees is, baat dit my miskien nie baie nie, ek het dit nodig in die vlees, ek het dit nodig in die fisies, ek het nodig dat die manifestasie kom vanuit die gees uit, na die fisies toe, sodat ons dit kan sien, en ons kan sien wat die Here doen. So dit is belangrik, maar dit begin alles in die gees. Alles is so, ons is gees, ek en jy is gees, ons het 'n siel, ons bly in 'n liggaam. So alles wat ek en jy gaan kry van God af, begin in die gees. So ons sien dat die koning het Elisa gaan sien, en in vers, ek gaan my oë laat toets, my liefling, ek beloof. Ek dink dit is nou vers 13 of 15. Daarop sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle, en hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. So ons sien die profeet sê vir die koning, neem 'n boog en pyle. Vir my en vir jou in 2025 wil ek vir jou vanmôre sê, neem 'n boog en pyle. Neem 'n boog en pyle. Want jy gaan dit nodig kry. Ons moet teruggaan en verstaan wat 2 Korintiërs 10 vers 4 vir ons sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, dis ons natuurlike wandel, ons elke dag se wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Jou stryd is nie in die vlees nie. Dit help nie, jy val die ou aan wat jou parking gevat het en al daai dinge nie. Jou stryd is nie daar nie. Okay. As jy omgekrap het omdat hulle jou parking gevat het, is daar iets dieper aan die binnekant wat aangaan, as iemand wat jou parking gesteel het aan die buitekant. Ek was lekker abused deur 'n tannie Natas in die parking. En sy het my presies vertel wat my geskiedenis, wat van waar ek vandaan kom en waartoe ek op pad is en alles. So dis en ek het van gesê op die tyd, het sê ek vir, weet, doen my guns, just wait there, keep your car in that position. I'm going to get in my car, I'm going to move out, and I'm going to give you my parking. Oh, I need you to do that. Dit is nou klaar kwaad, jy is nou klaar opgekrap. As jy dit nou gaan doen, dan gaan dit nou die verskoning wegvat om nou opgekrap te bly. Jy weet, ons verstaan wat te sê. Maar ons worstel, ons stryd is nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd, jy moet wapens hê. Gaan jy nie die stryd wen nie. As jy nie 'n wapen het nie, gaan jy nie die stryd wen nie. So die profeet sê vir die koning, vat 'n boog en pyle. Vir my en vir jou, ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. God maak die wapens van ons stryd kragtig. Om wat te doen? Om vestings neer te werp. Nie om mense te kritiseer nie, nie om mense te oordeel nie, nie om almal te vertel hoe erg dinge is nie. Dis nie wat jou wapen is nie. Jou wapen is om vestings neer te werp, en 'n hoë persentasie van die vestings wat ek en jy gaan neerwerp, is vestings in jou eie kop. Dis hoe jy dinge glo, hoe jy dinge sien, wat nie saamstem met die woord van God nie, en ons verkoop onsself, of ons siel, en ons emosies, en ons gevoelens, aan daardie gedeelte van ons, en ons dink dis wie ons is. Ons moet wegkom van dit af. Die Bybel sê vir my, ons is magtig en kragtig deur God, om vestings neer te werp. Jy moet die vesting neerwerp, jy moet hom uitmekaar uitruk, terwyl ons planne verbreek. Wanneer laas het jy planne verbreek van die vyand? Ons verbreek nie God se planne nie, maar die vyand se planne oor ons lewens, oor ons kinders se lewens, oor ons families, oor ons werk, oor wat ook al. Terwyl ek en jy nie die autoriteit vat en planne verbreek nie, met ons wapens nie, dan sal die planne van die vyand net aanhou beweeg. Terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Hoeveel skanse? Elke skans. Elke keer wat iets vir jou kom, iets teenoorgestel sê van God, en hy wil 'n vesting bou daar, is dit my en jou werk om daai skans neer te werp, om daai skans te verbreek.
En dan weet ons die laaste een wat seker die moeilikste van almal is, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus. Elke gedagte wat nie saamstem met wat God sê nie, is dit my en jou voorreg om gevange te neem. Dis bitter min dat ons vind dat ons elke gedagte gevange neem wat nie oplei nie. Want jy gaan heel wat gedagtes vandag hê wat nie oplei nie. En as ek en jy nie daai gedagte gevange neem nie, dan wat gebeur? Dan dink jy die volgende gedagte en die volgende gedagte en môre bind jy die volgende gedagte. En wat word gebou? 'n Vesting. En nou moet jy meer werk doen om die vesting af te kry, die skans af te kry. Want dit alles begin met hoeveel gedagtes? 1. En jy die gedagte toegelaat, jy die gevoel en emosie van die gedagte toegelaat in jou siel, en jy begin dink, ja, dis reg, daai een het my nou nie vanoggend gegroet nie, ek weet hulle het iets teen my, weet jy, dis die tweede persoon wat my nie gegroet het nie, ek weet hierdie kerk is nie vir my nie, hierdie mense is nie baie nice nie, ek gaan vir my ander kerk soek. Waar dit begin? Een gedagte, want een persoon was besig in hulle kolom van hulle wêreld en verby jou geloop en nie gesê goeiemôre nie. Dis hoe maklik dit is. So nou sê die Bybel vir my en vir jou, ons wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig in God om hierdie vestings neer te werk, skanse neer te werk, elke gedagte gevange te neem. So wanneer die profeet vir die koning sê, vat 'n boog en vat pile, is dit vir my en vir jou dieselfde. As ek en jy dink ons gaan net staan en net kyk en niks doen nie, dan sê ek vir jou, is ons in vir 'n groot verrassing. Die volgende seisoen waarin ons ingaan, gaan 'n seisoen wees van dissipline. Ek weet ons hou nie van die woord nie. En baie keer vat ons die woord en ons dink, wel, dissipline kom van disipel af. Dit het niks met mekaar te doen nie. As jy gaan kyk, die root word is heeltemal anders. Maar om 'n disipel te wees, het jy dissipline nodig. Jy het dissipline nodig in die dinge van God. Jy gaan miskien 'n dissipline van gebed moet koester. 'n Dissipline van jou woord lees. 'n Dissipline om te kyk wat jy sê. 'n Dissipline om te kyk hoe jy praat. 'n Dissipline om te kyk wat jy glo. Dis alles wapens, dis alles wat ek en jy moet doen. Dis werk wat ek en jy moet doen. So Elisa sê vir hom, neem 'n boog en pile, en hy het vir hom 'n boog en pile geneem. En hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog. Terwyl jou boog op die grond lê, en ek het 'n boog en pile in my kas, beteken dit vir jou niks. Sit jou hand aan jou boog. Sit jou hand aan jou boog en begin jouself regmaak vir dit wat vir jou voorlê. Okay, so hy sê vir hom, sit jou hand aan die boog, en hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Okay, so jy het al gesien, daar staan iemand met 'n boog, en dan kom iemand agter en vat hulle die hande. So dis my visie van wat hier gebeur het. Die profeet kom en sit sy hande op die koning se hande. So nou kry jy 'n profetiese en 'n koninklike beweging. En ek en jy is priesters en konings in die koninkryk van God. So ons moet albei gebruik. Ons moet ons posisie gebruik, sowel as ons profetiese krag om te sê en te spreek en te sê hoe dit gaan wees. So hy sê vir hom, die profeet kom en hy hou saam met die koning die boog vas. En verder sê hy, maak oop die venster na die ooste toe. Nou ek glo daar is seker 'n rede hoekom die ooste, vir my toe daaroor dink en mediteer, hoekom die ooste, vir my kom die son op in die ooste, en hy gaan af in die weste, so vir my is dit, ek skiet my boog, en ek skiet my pyl in die rigting van dit daar waar die son opkom, daar waar 'n nuwe begin is vir my, en wat ook al ek vir die Here glo vir 2025, of dit nou vir my familie is, of dit my huwelik is, of dit my werk is, of dit my kinders is, of dit wat ook al dit is, ek skiet na 'n toekoms toe. Ek skiet nie weg nie, ek skiet na die ooste toe, daar waar die son opkom, die son van heerlikheid, Jesus Christus in hom. So my pyl, ek mik hom, hy sê maak die venster oop na die ooste, en hy maak die venster oop na die ooste toe. En hy het dit oopgemaak, en Elisa sê skiet, en hy het geskiet. Dink vir 'n oomblik, ek kom na jou huis toe, ons gaan braai vleis hou, ek loop in jou kamer en ek sê, hey, ek sien jy het 'n pyl en boog. Maak jou agtervenster oop.
kyk na die ooste en skiet. En nou vat jy jou boog en nou gaan jy en jy maak oop en jy skiet. En hopelik skiet nie die neighbor se hond dood of niks nie. Hy vlieg net oor en hy slat die grond. En in jou gedagte, wat dink jy het jy gedoen? In sy gedagte, wat dink die koning? Natuurlik, in die vlees, hoe lyk dit? Dit lyk soos iemand wat 'n boog gevat het, 'n pyl gevat het en dit geskiet het. Dis al hoe dit lyk. In die natuurlike, dis al hoe dit lyk. Ek het net my boog gevat en ek het 'n pyl geskiet na die ooste toe. Pyle aan die gras gaan vassit, wat nou? Dit is ver meer belangrik dat ek en jy verstaan wat in die gees gebeur van die manifestasie van wat ek en jy doen wanneer ons God se woord vat, God se woord glo en God se pyle begin skiet in die rigting van die ooste, van die nuwe dinge wat God vir my en jou het en wil doen in ons lewens. So hy het geskiet, sê die Bybel. Toe sê die profeet, 'n pyl van oorwinning van die Here en 'n pyl van oorwinning op Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan en in afhek. Okay. Weer terug in die staan die koning, die profeet, hy sê skiet, maak die venster oop ooste toe skiet, hy skiet en toe hy skiet. As jy jou pyl skiet, wat kom uit jou mond uit? Wat profeteer jy? Wat sê jy? Ek kan nie vir u sê hoe belangrik dit is dat u hoor wat ek vanmôre vir jou sê nie. Daar's baie mense nie hier vandag wat hierdie boodskap gaan nodig hê in 2025. Ek hoop een of ander manier luister hulle na my en luister hulle na hierdie boodskap. Ek glo in my hart. Hierdie is die boodskap van die Here. Hierdie is die woord van die Here. So jy sien hy skiet en dan sê die profeet, hy spreek oor die pyl wat hy skiet, hoe hy sien dit gaan wees. 'n Pyl van oorwinning van die Here. Die pyle wat ek en jy gaan skiet, is pyle van oorwinning van die Here, wat God in en deur my en jou gaan doen. Dat terwyl die boog lê, terwyl die pyle in die kas is, en ons skiet niks nie, en ons hoop maar net, die vyand kom nie by ons huis verby hierdie jaar nie. Ons hoop maar net, ons kan maar net op die backburner bly, en niks gebeur nie, en niks verander nie, ons kan maar net wag, tot Jesus kom. Gaan ek vir jou sê, jy mis 'n groot avontuur in die dinge van God. God wil hê jy moet skiet. God wil hê jy moet jou profetiese mantel optel en begin spreek en begin skiet na die ooste toe en begin sê oor daai pyl wat jy wil hê. Wat ook al dit is wat jy glo. Kom ons sê dis jou gesondheid. Ons vat 'n voorbeeld. My gesondheid vir 2025. Wat soek jy? Wat het jy nodig? Wanneer jy die pyl van gesondheid skiet, wat sê jy? Genesing in die naam van Jesus. Oorwinning in die naam van Jesus. Hierdie jaar is my gesondste jaar wat ek ooit gaan hê. Want ek gaan nie net God glo nie, maar ek gaan in die fisies doen wat ek nodig het om te doen. Wat ook al u glo, dis belangrik dat wanneer jy die pyl skiet, dat jy profeteer, dat jy iets sê oor die pyl. Ons skiet nie doelloos nie. Paulus skryf vir my en jou. Ons slaan nie asof ons in die lug slaan nie. Ons is doelgerig met dit wat ons gaan doen. Dit wat jy gaan doen in 2025, wees doelgerig, wees uitverkoop, weet dit, dat die boog en die pyl wat ek het, ek skiet, en wanneer ek skiet, dan praat ek, en dan sê ek vir daai pyl, wat om te doen. So kom ek lees weer, wat sê hy? 'n Pyl van oorwinning van die Here, en 'n pyl van oorwinning op Aram, jy moet die Arameërs volkome verslaan in afhek. So wat is die plan van God vir die Arameërs? Hoe moet jy hulle verslaan? Volkome. God se plan vir die koning was om die Arameërs volkome te verslaan. God se plan vir jou en die vyand wat teen jou kom en die omstandighede wat teen jou kom, is dat jy die vyand en die omstandighede totaal en volkome uitwis. Dis die plan. Okay. Gaan dit so werk? Dit hang van jou. Dit hang nie van God af. God se plan was klaar. Toe die profeet spreek en toe die profeet sê, jy gaan volkome die Arameërs uitwis, dit was die plan. Dit was God se doel. Verder sê hy, in vers 16, dit is 16, 18, verder sê hy, neem die pyle,
Hulle wat oorgebly, die pile wat jy nog nie geskiet het nie, en hy het hulle geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond. En hy het 3 maal geslaan en opgehou. Die pile wat oorbly, hy sê slaan teen die grond. Van daai pile, daai wapens, en slaan hulle en maak die vyand bewus van wat is nou besig om hier te gebeur. Ek het my eerste pyl geskiet en ek het oor my eerste pyl geprofeteer, maar ek waarsku jou en ek slaan op die grond, my oorwinning is in my hand. Die ander pyle wat ek hiermee slaan, is die pyle van God. Dis my wapens. En wat ook al gebeur in hierdie jaar, elke keer wat ek 'n pyl moet skiet, gaan ek 'n pyl skiet en profeteer en daai pyl gaan en hy gaan wees asof die Here die pyl skiet. Dis my en jou verantwoordelikheid. Maar die koning vat die pyle en hy slaan op die grond 3 maal en hy hou op. Baie keer vind ek in ons geestelike wandel. Ons kry oorwinning oor die vyand, kom ons sê jy sukkel met 'n probleem en ons bid vir jou of jy bid of wat ook al jy doen wanneer omstandighede jou probeer oorweldig. En jy kry oorwinning en jy deurbraak. Wat's die eerste ding wat ons doen na die deurbraak? Gewoonlik. Ons hou op. Hierdie jaar is nie 'n jaar van ophou nie. God se plan is om die vyand hoe te verwoes? Volkome. Volkome. Maar as jy gaan ophou en jy gaan, wel ek het 'n deurbraak, ja, wel ek het geld nodig gehad en die Here het voorsien, ek is so dankbaar, dankie vir die voorsien het en nou glo ek niks verder nie, ek doen niks meer verder nie. En voor ek myself kry is ek weer in 'n situasie waar ek miskien weer iets anders nodig het. Die Here soek ons op die voorvoet. Hy het vir ons wapens gegee. Hy het vir ons gesê wat sy plan is om al die vyande te verwoes en tot volkome te verwoes. Maar hierdie koning vind ons, hy slaan die grond 3 maal en ek wil hê jy moet luister wat die reaksie van die profeet is. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê, die profeet is nou omgekrap, want jy's lui om te doen dit wat het God vir jou het. Dis nie 'n oordeel, dis nie 'n kritisie nie. Ek praat met myself meer vandag as wat ek met u praat. Praat ek met hierdie persoon hier. Die profeet is kwaad. Die beloftes van God is kwaad. Ek moet die hart van God verstaan. Hy is kwaad omdat ons nie wil vat dit wat sy seun voorbetaal het. En ons wil nie glo nie. En ons dink nie dit kan gebeur nie. Ek kom nou maar net kerk toe op 'n Sondag. Ek is nou nie 'n dominee of 'n pastoor nie en al die verskonings in die wêreld hoekom ons nie in oorwinningslewe kan lewe nie. Maar ons sien nie so die profeet is omgekrap. Hy's kwaad. Hy's kwaad vir die koning en hoekom is hy so omgekrap? Hy sê vir hom, jy moes 5 of 6 maal geslaan het. Dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het. Maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. In geestelike groepe, mense wat ek ken, geestelikheid waar hulle is, ek vind heel wat mense wat in hierdie kolom val. Ons gaan vir God en dan kry ons 'n bietjie terugslag. Dit werk nie, ek gaan iets anders probeer. Miskien as ek nou meer na die luister of meer na dit lees of meer na die, miskien as ek daar's wapens wat jy en ek elke dag moet oefen. Dis 'n voorreg om hulle te hê. Dis 'n voorreg om hulle te gebruik. Ek en jy moet weet wat ons wapens is. Ons moet ophou slaan, 3 keer slaan en ophou slaan. Want ons dink ons het oorwinning. Veral in 2025, vriend, luister vir my. Dis 'n jaar van dissipline in die dinge van God. Dis nie 'n jaar van werke sodat jy God kan beïndruk nie. Moenie hoor wat ek nie sê nie. Dis 'n jaar van dissipline waar jy jouself dissiplineer in die plesier wat dit jou gee om God te dien. Nie in die moeite of die arbeid, of ek moet nog weer gaan bid nie. Ek weet nou my wapens.
Asseblief moenie dit doen nie. Maar ek wonder of ek en jy ons gedagtes kan rig vir 2025 en sê, hier is my jaar van dissipline in die dinge van God. Jy weet wat jy kort. Jy weet wat jy nodig het. Jy weet waar jy is vandag. Jy weet hoe 2024 was. Daar's miskien van u wat vandag sê, asseblief, net nie weer in 2024 nie. Ek het nodig dat dinge moet verander. Ek het nodig dat dinge in my moet verander. Want die verandering kom slegs wanneer die verandering kom by jou. Dit help nie. Ek weer 'n kosbare stelling gehoor onlangs. Never underestimate the power to change yourself. And never overestimate the power to change somebody else. Jy kan nie die volgende persoon verander nie. Dis nie jou werk nie. Jou werk is om die lig te laat skyn en die persoon se hand te vat en te sê ek is saam met jou op hierdie reis. Ek verstaan jy gaan deur 'n moeilike tyd. Ek verstaan dis moeilik, maar luister, ons het 'n boog, ons het pile. Kom ons begin saam iets skiet. Kan nie dink as ons almal in 'n ry gaan staan en ons almal haal ons boë uit en ons almal trek die pile terug en ons almal begin skiet en ons almal begin profeteer net vir die gemeente. Wat sien u vir die gemeente hierdie jaar 2025? Ag, ek hoop ons maak dit deur die jaar. Ek hoop ons wat sien u? Sien u die plek vol? Dink jy daar's Afrikaners daar buite wat die Here nodig het? Enigiemand? Wat skiet ons? Nou, as hulle wil kom, sal hulle kom. Hulle wil niks hoor nie. Hulle is dit en dit daai. Wat skiet jy? Wat skiet ek? Wat skiet jy vir jou familie? Wat skiet jy vir jou huwelik? Wat skiet jy vir jou kinders? Wat skiet jy vir jou toekoms? Wat skiet jy? Wat is die pyl wat jy die boog opgetel het en begin skiet het? En dan na jy geskiet het, vat jy die ander pyle en jy begin die grond slaan en jy begin vir die vyand sê, "Hey, daar's baie wat daai vandaan kom. Ek slaan nie 1 keer nie, ek slaan nie 2 keer nie, ek slaan nie 3 keer nie, ek slaan 4 keer, ek slaan 5 keer, ek slaan 6 keer. Ek slaan want my God het gesê, hy gaan my vyand totaal en al verslaan." En die krag is waar? By my. Hy werk deur my, vir my. Dis hy wat in en deur jou werk, om sy wel in wil en welbehaag. Hierdie God in die binnekant. Omdat die man van God, die koning, nie verstaan het nie, en 3 keer geslaan het en opgehou het, kon hy die Arameërs net 3 keer oorwin. As hy net 2 keer of 3 keer meer geslaan het, was die oorwinning verseker. Wie daai ding al gehoor, né? Don't give up, you're on the brink of a miracle. And yet we do. Het jy al my storie gehoor van hulle wat goud soek en delf van ons gebruik die, hulle soek en soek vir jare, hulle myne gekoop en soek, en naderhand gee hulle op, want hulle resources is klaar, hulle is moeg, en hulle verkoop die myne aan ander mense, en die ander mense kom in eerste week, hulle kap hy eerste kap toe, hulle kap toe is die goud daar. Ons het hierdie neiging om op te gee wanneer dit lyk of dinge nie werk. Want ons kyk waar? Ons kyk in die fisies. Ons kyk in die natuurlike. En ons sien dinge verander nie. Ek het weer hierdie week en die laaste 2 weke wonderwerke gesien wat ek God voor geglo het. Wat dit onmoontlik lyk in die natuurlike. Dit kan nie verander nie. Ek weet nie hoe dit gaan verander nie. Maar ons bly in gebed. Ons bly skiet, ons bly praat oor daai pyl. Ons bly sê en dan kom die deurbraak. Ek wil vanmôre u bemoedig en aanmoedig. Moenie opgee nie. Moenie dink dit is te hard nie. Asseblief, dis net 'n gedagtepatroon. Die oomblik wat jy sê ek dink dit is te hard of dis te hard, dis net 'n gedagtepatroon. Dis net 'n vesting wat nodig het om neer te kom. Wat sê my God nie vir my en vir jou nie? Wat se dinge is moontlik? Wat? Sê dit as jy weet glo. Alle dinge is moontlik. Alle dinge is moontlik. Ek hoop dit bemoedig u vanmôre.
Ek sê vir die Here, ek praat met die Here. Ek sê vir hom, gee vir my iets spesiaal. As ek dit gaan doen, hoe lyk die loon? Hoe lyk my vyand? Ek weet ek gaan my vyand verslaan. Hoe lyk dit vir my? En ek doen dit met God en hy het 'n goeie sin vir humor. Veral met my. Hy weet hoe jy dink. Hy weet hoe jy werk. En hy werk met my op my manier. En ek waardeer hom vir dit. So nou sê ek vir hom, okay, dankie vir hierdie boodskap. Waardeer dit. Geef vir my 'n 2025 vers. So wat ek soek 'n hoofstuk 20 en vers 25. In die hele Bybel. Gee nou vir my hoofstuk 20 vers 25 en dit gaan nou ons almal, julle ek sien hoe kyk julle vir my. Vlees, jy gooi vlees uit. Dis net hoe ek met hom praat. En hy sê vir my, hy sê, wat is jou gunsteling gedeelte in die Ou Testament? En ek sê 2 Kronieke 20. En so daar is die eerste antwoord. Jy het jou hoofstuk 20. Het jy al gesien wat sê 20:25? Nee, ek kan nie onthou nie. Ek ken die gedeelte goed, want ek is een van my gunsteling gedeeltes, soos waar Israel absoluut verslae is. Hulle eet mekaar se kinders. Daar's nie hoop nie, daar's nie niks nie. En in 'n 24 ure draai die Here alles om. Dit bemoedig my. Daai skrif. Wanneer jy dink, daar's nie hoop nie, daar's nie 'n manier nie, daar's nie ons begin mekaar se kinders eet, ons het niks nie. En in 'n 24 uur kom die Here en hy draai dinge om. Dan is dit interessant. Maar kom ek lees vir u. Wat sê die Here vir my in 2 Kronieke 20 vers 25. Daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die byt in te samel en hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry en het soveel vir hulle gebyt dat hulle dit nie kon wegdra nie. En hulle was 3 dae lank besig om die byt in te samel, want dit was so groot. Dit was my reaksie. Sê u werklik vir my, dat as ek dit doen wat hy gesê het, as ek my boog vat en ek begin my pyle skiet en ek begin doen dit wat hy sê en ek begin die grond slaan en dan begin 'n dissipline in my lewe kom om u te volg, om u disipel te wees, dat dit die uitkoms gaan wees, dit is wat gaan gebeur. Ek gaan inloop en my vyand gaan heeltemal verslaan wees en ek gaan vat en ek gaan die seëning van God sal so groot wees dat ek dit nie sal kan wegdra nie. Ek sal ander mense moet kry om my te kom help om die seëninge van God wat hy uitgestort het oor my lewe, omdat ek 'n disipel van Jesus geword het en omdat ek dissipline van sy woord gevat het en omdat ek my boog gevat het en my pyl gevat het en ek het begin skiet en ek het my ander pyle begin slaan en ek het vir die vyand gesê, ek is op pad. En my oorwinning is reeds in Christus Jesus. Ek is hier om te vat dit wat myne is in 2025. Moet ek die deur oopmaak dat ons om die gebou kan hardloop. Ek lees weer. Daarom het Josafat en sy manskappe gekom om die byt in te samel en hulle by die vyand. Alles wat hulle gevat het. Niemand gaan in 'n oorlog in met al hulle besittings. Het jy ooit van dit gehoor? Jou klere, jou juwele, jy het alles by jou. Alles wat die vyand by jou gesteel het. Raai waar is dit? Hy het alles by hom. Hy hou alles vas. Is tyd dat hy begin terugbetaal dit wat hy gevat het. Dit wat hy gesteel het. Maar weet jy wat, hy gaan dit nie vir jou teruggee nie. Jy gaan dit moet gaan vat. Jy gaan jou boogie moet vat en jou pyltjie moet vat en jy gaan moet begin skiet en jy gaan moet begin praat en jy gaan moet sê ek is op pad om terug te vat dit wat jy van my gesteel het. Hierdie familie van my wat jy so besteel en so angstig maak en vreesagtig maak en die een wat nie die Here dien nie en daai een in Suid-Afrika wat dit doen en ek hoor van die en ek hoor van daai. Ek skiet vandag 'n nuwe pyl. Prys die Here. Prys die Here. Van daar af
gaan dit sien. Ek weet dit. Van daar af 26 vers 26. Glo ek vir my en vir u, dis die volgende stap. En op die 4de dag het hulle in die lofdal byeengekom, want daar het hulle die Here geloof. Daarom het hulle die plek lofdal genoem tot vandag toe. Ons is op pad lofdal toe, vriend. Luister mooi wat ek vir jou sê vanmôre. Jy kan sê, ja, pie in the sky. Sê wat jy wil. Ek weet van my, ek gaan my bogie vat. Ek gaan my pyltjies vat en ek gaan begin skiet. Dit is tyd vir omkeer. Dis tyd vir dit wat die Here vir my en vir jou het. En ek verstaan. Ek verstaan die prys wat dit my gaan kos en ek is bereid om te betaal. Ek is bereid om die TV'tjie 'n bietjie after te sit. My Facebook 'n bietjie verder weg te skuif. Ek is bereid om 'n bietjie meer tyd te maak om saam met my koning te spandeer en te hoor wat hy sê. Ek is bereid om 'n bietjie meer te bid in my kar. 'n Bietjie meer te bid in die gees, 'n bietjie meer in te druk in die dinge van die Here. Ek is bereid om te wees wat hy wil hê ek moet wees. Want nie net ek het dit nie nodig vir my nie, nie net vir my nie, ek het dit nodig vir hulle om my. Jou kinders het jou nodig. Priester van die huis. Jou kinders het jou nodig. Vrou van die huis. Jou kinders het jou nodig. Iemand moet kan opstaan vanmôre en sê ek vat my boog en ek vat my pyle en ek skiet in 2025 in die heerlikheid van God en ek gaan dit sien en ek sal dit glo en my dissipline, ek gaan nie beweeg word deur die omstandighede nie, want as jy dink jou oorwinning kom sonder weerstand, sit jou bogie en pyltjies weg. Jy mors tyd. Daar's nooit wat ek kry, jy beklei 'n vyand waar daar nie weerstand is. Dis juis hoekom jou wapens nie vleeslik is nie, maar magtig in God. Dis juis die rede hoekom dit magtig is deur God, sodat jy oorwinning kan hê. Soos ons 2024 goodbye sê, en ons sê hallo vir 2025. Ons het 25 jaar gelede gedink ons gaan dit nie maak tot nou nie. Jesus sal al gekom het. Ek glo vir myself, ons is besig om in 'n seisoen in te beweeg, waar ons die heiligheid van God gaan respekteer. God se heiligheid gaan hierdie plekke begin vul. Hoor wat ek sê, God gaan opdaag in maniere wat ons hom nie verwag het nie. Maar hy's besig om te kom, hy's besig om sy bruid gereed te maak vir sy wederkoms. Kom ons hou ons oë gefokus op die liefling van ons siel, Jesus Christus. Kom ons word verander in die gelykheid in dit wat ons aanskou. Terwyl ek en jy die goeie stryd van geloof stry. Terwyl ek en jy ons bo uithaal, ons pyle uithaal en skiet en begin profeteer en begin sê hoe dit gaan wees. Vriend, ek wonder hoe ons gemeente gaan lyk as elkeen net hierdie woord wat jy vandag hoor. Al doen jy net 10% van dit, sal dit jou lewe verander. Ek is so oortuig van hierdie woord vir hierdie tyd. Die Here seën nie in 2025. Mag dit die beste jaar wees. Mag dit die beste jaar wees. Mag jy 'n lewe van dissipline lewe in die dinge van die Here. En mag die Here hom so sterk aan u bewys, dat u sal weet dit was 'n woord van God. Dis nie 'n woord van 'n mens wat net dinge uitdink nie, verhaaltjies opmaak nie, sprokies opmaak nie. Dit is die woord van God. As jy dit glo. En dit sal so vir u wees, laat dit vir jou wees soos wat jy glo. Staan saam met my en bid. Here, wat 'n woord. Wat 'n woord van hoop. Vanmôre voel ek in my gees, voor ons 2025 kan ingaan, moet ons die bagasie van 2024 kan neersit.
voor ons kan vorentoe beweeg in 2025, moet ons miskien weer ons hande uitrek na die wie se hande ons laat gaan het. Hulle wat Jesus ons pad langs gebring het, dat ons die lig kan wees, en ons het wegbeweeg. Nie weens wat hulle gedoen het nie, maar ons eie insekuriteit. Ons bid vanmôre dat U ons help. Ek sê vanmôre vir U, in hierdie oomblik, ek sit 2024 neer. Here, was 'n harde jaar, maar dit was 'n goeie jaar. Maar ek sit hom neer. En ek reik uit na 2025. Met 'n oog op Jesus, met my boog en my pile, en die Heilige Gees. Daar's niks wat ek kan doen om 2024 te verander nie. Maar daar's alles wat ek kan doen om 2025 my beste te maak. Ek bid vir elke persoon wat vanmôre hier staan, met boodskap hoor oor die internet. Vir jou wat werklik 'n besluit maak, vriend. Jy's een besluit weg. Hoor wat ek vir jou sê. Jy's een besluit weg van alles wat God vir jou het. Om daai besluit te kan vat, moet jy die laste en die bekommernisse en van 2024 vandag neerlê. Sit dit neer. Die bagasie, die swaarheid wat jy gedra het die hele jaar, ek weet dit, ek sien dit in my gees. Daar's van die wat swaar gelaai is met die bagasie van 2024. Asof u daai berg geklim het en jy kom nou by 'n plek waar jy die bagasie kan afhaal en neersit. En soos jy dit doen, ek sien dit in my gees, ek weet dit. Soos jy dit doen, gaan daar ligtheid oor jou lewe kom. So wat jy, luister wat ek sê, ten minste vir 4 of 5 jaar. 4 of 5 jaar, ten minste, draai jy nou al. Sukkel jy nou al. Struikel jy van plek tot plek. Seisoen tot seisoen. Jy verstaan nie eers hoe dit voel om lig te voel nie. Jy het geen benul hoe dit voel om net gelukkig te wees en vol vrede te wees nie. Vanmôre, hierdie oomblik is jou tyd. As jy dit vanmôre doen en jy gee jou laste vir hom, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. As jy dit doen vanmôre, gaan jy jouself nie ken in die jaar wat voorlê nie. Vader, dankie dat U ons help om dit te doen. Dankie, ons is opgewonde. Ek is opgewonde in my gees oor vandag, oor môre, oor die toekoms. En ek dank U, Here, U is reeds daar. En U gaan ons lei en ons help. Dat ons niks mis wat U vir ons het nie. En ons sê vir U dankie daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen.